Dis min genoeg wat dit gebeur, maar is altyd baie spesiaal en baie lekker. Ek het bietjie hier in Kempton kom kuier by my goeie vriend Stefan Joubert en jy kry altyd die lekkerste en die heel beste koffie hier, soos by my in Pretoria, 2 koffiesnops soos ons hier staan, maar baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. So van koffie gepraat en Johan Smit gepraat, wat 'n voorreg om bediening saam met Johan te doen, boesemvriend, strydgenoot in die evangelie. Dankie dat jy ook deel is van 'n bediening wat oor jare kom en dankie Johan dat ons dit met integriteit en met die Here se liefde en guns kan doen. En dan dankie vir elkeen van julle se terugvoer wat ons kry. Hier staan 2 gewone mense wat deur jou terugvoer geïnspireer word, gemotiveer word. So baie dankie daarvoor en dankie ook dat jy ons help om hierdie digitale boodskappe te versprei aan vriende en familie dat die woord van die Here lewens kan aanraak. En al gesels ons nou sommer in ligter trant, die woord het gewig. Hoor en geniet die gewig van die woord ook vandag by Ritme Digitaal. Goeiedag en baie welkom in nog 'n Ritme Digitaal. Dis vir my Pierre Engelbrecht 'n groot voorreg om die volgende paar minute ook die geleentheid wat ons het, die voorreg om rondom God se woord te sit en saam met Jesus te kuier ook te fasiliteer. Kom ons gaan voor en waar ook al jy is, kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om by mekaar te kom. En ons weet, U is nie 'n God wat ver is nie, U is nie 'n God wat wegkruip nie, maar U ontmoet ons net hier waar ook al ons is. Here, dankie ook so vir tegnologie, dat ons reg oor die wêreld kan sit en weet ons kuier saam en U is ons eregas. Here, waar ons ook is met hierdie een doel, weet ons ook, ons het 'n afspraak met U, nog beter, U het 'n afspraak met ons, mag ons luister wat U deur die woord sê. Mag U Gees ook ons ore oopmaak en ons harte ook sag maak, om U wil en U woord ook dieper in ons lewe in te pen. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dink daaraan, waarvoor stop jy in die lewe? Miskien is jy een van daai vreemdelinge in Pretoria wat wel stop by 'n verkeerslig wat rooi is, soos wat ons moet. Miskien stop jy as jou kind dalk aan jou studeerkamer deurklop en kom sê, mamma of pappa, ek wil bietjie graag tyd saam spandeer. Stop jy wat jy doen en jy kuier saam met jou kind. As iemand jou dalk bel, dalk 'n gesinslid of 'n familielid, is jy die een wat stop wat jy besig is om te doen, om dalk te antwoord. Die uitdaging met dit is, dat dit vir ons soms 'n weerspieëling is van wat ons prioriteite is. Egter is ons so gejaagd in ons lewe dat ons soms verby dinge ook jaag. Ons raak so gejaag dat ons dit begin ignoreer, dat ons as te ware gewoond raak aan dit wat ons eintlik moet laat stop. Hoeveel keer sal jy ry en jy sien iemand in nood en dan het jy klomp redes in jou kop hoekom jy nie kan stop en help nie. Dit raak algemene kennis, dit raak nie algemene kennis is 'n verkeerde woord, 'n algemene verskyning dat mense langs die pad staan en bedel. So waarvoor stop jy? Wat maak jou dat jy dalk so gejaagd is dat jy juis nie stop vir dit wat vir God belangrik is nie? Nou ek wil daai vraag vandag bietjie omdraai. Ons is hier, ons kuier rondom God se woord en die Here is ons eregas. En ek wil daai vraag vra, waarvoor stop Jesus? Ek wil spesifiek na een verhaal kyk in Lukas 19, eintlik Lukas 18, die einde van Lukas 18. Maar as ons bietjie weier kyk na al die evangelies, sal ons op verskeie kere sien waarvoor Jesus stop. Nou hoekom dit vir my 'n belangrike vraag is want dit dui vir ons wat Jesus se prioriteit is. En ons moet vandag daai vraag vra en sê, maar as dit Jesus se prioriteit moontlik is dit ons prioriteit. Hoe kan ons en Jesus se prioriteit belyn in lyn bring, sodat ons ook die regte wil leef, wat God se wil is, wat Jesus vir ons kom modelleer. So ek wil graag saam lees, Lukas 18 vanaf vers 35. Jesus hulle is verder op pad Jerusalem toe. Nie ver van Jerigo af nie, kry hulle 'n blinde man wat langs die pad bedel. Terwyl die blinde baie mense by hom hoor verbystap, vra hy, wat gaan hier aan? Dis Jesus van Nasaret wat hier verbygaan, sê hulle vir hom. Toe hy dit hoor, roep hy hard uit, Jesus, ek weet u is 'n nakomeling van koning Dawid, wat baie goed vir ons mense gesorg het. Wees nou ook asseblief goed vir my en help my.
van die mense wat voorgeloop het, het hom probeer stil maak, maar hoe meer hulle dit probeer doen het, hoe harder het hy geskreeu. Ek weet u is 'n nakomeling van koning Dawid, wat baie goed vir ons mense gesorg het. Wees nou ook asseblief vir my goed en help my. Toe Jesus dit hoor, het hy gaan staan en gevra dat hulle asseblief die man na hom toe moet bring. Daar gekom, vra Jesus hom, sê my, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Here, ek wil so graag sien, kom die antwoord. Nou, maar goed, laat dit so wees, jy kan sien, sê Jesus vir hom. Ek doen dit omdat jy my so vertrou. Die man kon dadelik sien. Hy het verder saam met Jesus gestap en kon nie uitgepraat raak oor hoe groot en goed God is nie. Net so het al die mense wat gesien het wat gebeur het, ook aan God al die eer gegee. 'n Kort verhaal, 'n wonderwerk wat vir ons prioriteite gee van Jesus, met spesifiek die vraag, waarvoor stop Jesus? Nou kom ons dit kan stel, in die groter Lukas evangelie, lees ons van Lukas 9 af, dat Jesus vasberade, doelgerig op pad is na Jerusalem toe. Dit is sy prioriteit, dit is sy goddelike moed, sal Lukas dit vertaal. En reg deur Lukas 9 tot by Lukas 19 is Jesus doelgerig op pad. Hy wandel nie net rond nie, maar hy het 'n missie. Hy moet homself doodloop aan die kruis en dit moet in Jerusalem gebeur. Nou kom ons by Lukas 18. Dis Jerigo. Dis net buite Jerusalem. Jy kan tegnies Jerusalem eintlik sien al. So Jesus weet my eindbestemming is net ek's nou daar waarmee ek moet besig wees. Dit waarvoor God my gestuur het. Ek moet in Jerusalem oorgelewer word, ly, sterf en ek moet begrawe word. So nou is Jesus op pad. Dit is sy prioriteit. Sy dagboek is vol. Hy het 'n plan. Nou kom hy in Jerigo, net buite Jerigo. Wat beteken die mense van die dorp sou tegnies vir hulle buite ingewag het om hom as 'n gas welkom te heet in die dorp. Maar nou hoor ons van die blinde man. So die sosio-historiese konteks waarin hierdie afspeel, is blinde mense as te ware deel van die sosio-ekonomiese wêreld van die dorp. Mense sou geweet het oor daar's 'n blinde man. Soos in Markus 8, die Markus 10 dink ek weergawe lees, dan gee hulle hom 'n naam. Maar dan praat hulle ook dat hulle bietjie harder met hom praat. Maar ons weet hier dat hy 'n blinde man is en almal weet dit is hierdie blinde man van die dorp. Nou die konteks waarin hulle leef, moet ons verstaan dat deel van hierdie ekonomie van 'n blinde persoon is ook om te bedel. So in die dorp sou hy bekend gewees het om daar te gesit het en dan sal hy baie maklik vir iemand wat verbykom sê, gee my asseblief 'n muntstuk. So hy bedel. Hy het dit nodig want hy kan nie werk nie. Hy is onrein, hy's nie godsdienstig rein nie, maar ook so kan hy fisies nie werk nie, so hy het nie inkomste nie. Hy's afkomstig of hy het nodig om almoes laat mense vir hom geld gee. So bedel hy. En so sal hy baie maklik die wiel bietjie kan laat draai na die mense toe om te sê in die publiek, o gee my asseblief 'n muntstuk. Dan daag hy as te ware bietjie onderliggend die mense uit in die samelewing, want as hulle dan nie 'n muntstuk gee nie, dis dalk oukei, maar as die persoon vir hierdie blinde persoon 'n muntstuk gee, dan sal hierdie persoon niks kan teruggee nie, die blinde man. Maar wat hy kan gee in die tyd waarin Jesus hier leef, is eer, publieke eer. So die blinde man sal kan opstaan en sê, o, hier is die heiligste, mees godsdienstige man wat ek in my hele lewe al te ontmoet het. Gee hom asseblief die eer wat dit nodig is. Dat almal in die omgewing kan hoor hoe goedhartig hierdie persoon is wat vir hom 'n muntstuk gee. En dit is ons belangrik. Ons sal later sien hoe kom. Want nou kom Jesus. Die blinde man kan natuurlik nie sien nie, maar hy hoor hier's 'n lawaai, chaos. En hulle vra wat gaan aan. Hy vra. Die mense, die skare, die manier hoe Jesus bekendstel is belangrik. Dis Jesus van Nasaret wat hier is. So dis maar net sy naam, sy aardse naam. Jesus wat van Nasaret afkom. Maar nou begin ons al klaar dadelik iets sien wat hierdie blinde man laat oorbeweeg, laat hoe kan ek dit sê, laat Jesus hom genees. Want hy sê, die blinde man, maar Jesus is die seun van Dawid. U is baie goed vir ons. Wees my ook asseblief goed. Wat beteken? Hierdie blinde man weet alreeds wie Jesus is. Dis 'n Christologiese titel wat beteken, hy's die seun van God. Ek kan dit sê, want
In die antieke tyd, of in die Joodse Oud-testamentiese tyd, is daar geglo dat slegs God blindheid kan genees. So vir hierdie blinde man om te vertrou en te hoop en te weet dat Jesus hom kan genees van sy blindheid, beteken wat? Dat hy God is. Maar sy titel, sy inleiding is die seun van Dawid, wat 'n messiaanse titel is van, dit is die een wat God beloof het in die Ou Testament af, wat gestuur gaan word deur God om ons te kom vryspreek. Maar nou sien ons hoe die skare die blinde man onderdruk. Die blinde man is 'n onderdrukte een in hierdie verhaal, en die skare sê, ag nee man, nou, en hulle sê dit hoekom, want hy is nie belangrik nie. Hy is nie belangrik, hy is blind, hy is daar in die hoekie, wat kan hy nou doen? So asseblief, bly tog net stil. Jesus loop in die skare, en dan sien ons met hierdie eenvoudige aksies van Jesus, die hartklop van God en wie Jesus ook is. Jesus stop. Hy stop vir 'n blinde man, wat in die hoekie sit, hy kan hom nie eers sien nie, maar hy kan ook hoor hoe hy hom uitroep. Jesus is die seun van Dawid, U was goed vir ons, asseblief wees my ook goed. En dan 'n oomblik sien Jesus, maar hierdie skare onderdruk hierdie man om by die seun van God uit te kom. En Jesus draai die tafels om van die tyd, die eer en skaamte, en dan sê hy vir die skare, haai, julle wat hom so onderdruk, bring daai een wat julle onderdruk, bring hom na my toe. So nou met die skare die blinde man gaan haal, en nou kry die blinde man eintlik die eerbare posisie in hierdie verhaal, om te sê dat die skare hom soos 'n gasheer hanteer. En is Jesus wat dit initieer. En hier kom die vraag dan, nou kom Jesus en sê, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Dis 'n oop vraag, verskriklik ryp met verskillende potensiële antwoorde. As jy sosio-ekonomies kyk van die tyd, kon iemand gesê het, o, gee my asseblief 'n muntstuk. En dan sou Jesus dalk op 'n ander manier gereageer het. Maar nee, hierdie persoon weet sonder om te sien. Hy's dalk fisies blind, maar hy's geestelik alsiende. Hy is meer sienend geestelik as al die skare wat Jesus inwag. Want hierdie blinde man weet dat hy is gestuur deur God. Hy is die seun van Dawid. Hy is die seun van God wat hom ook kan genees van sy blindheid. En hy sê, ek wil weer sien. Ja, Jesus sê, dan is dit nou so, jy kan weer sien. En dis die sleutel, dan kom Jesus en sê, jou geloof het jou gered. En dis die vraag, watter geloof? Wat het hy gewys? Wat het hy gedoen? Wat se dade het hy gemaak dat hy Jesus kan sê, ek het jou geloof raak gesien? Wel, een, sonder om te sien met sy fisiese oë, het hy gesien met sy hart, met sy geestesoog, dat Jesus die seun van God is, die seun van Dawid, dat Jesus ook hom kan ontmoet, net daar waar hy is, en hom kan genees van sy fisiese blindheid. En hy het aanhou skree, sodat Jesus ook as te ware optree en reageer in hierdie oomblik. So dis geloof wat hom laat red. En dis die vraag wat ons dan vandag vir mekaar moet vra. So die preek begin deur te vra, waarvoor stop jy? Nou sien ons waarvoor stop Jesus. En hierdie verhaal is die blinde man die een wat onderdruk word. Is jy iemand wat dalk moontlik stop vir iemand wat onderdruk word? Of stop jy slegs vir mense wat belangrik is, wat eerbaar is, wat ryker is as jy is, wat jy graag by aansien wil hê en soek? Of is jy iemand wat bereid is om wat almal verbyloop, almal vertrap? Is jy bereid om soos Jesus te stop by daai persoon, om vir daai persoon dalk in daai oomblik Jesus tasbaar te laat ervaar, beleef, voel in sy lewe? Ons is vandag hier, en ons wat dalk al so lank al glo, soveel godsdienstige geleenthede bywoon, preke bywoon, Bybelstudies bywoon, die Bybel vroeër deurgelees het, hoe maklik kan ons nie blind wees soos hierdie skare nie? Miskien sit jy hier vanoggend, vandag, en jy is geestelik blind. Want jy is blind vir die pyn van ander, jy is blind vir geestelike nood in jou omgewing. Jy sien slegs raak mense wat soos jy is, of wat dalk bietjie beter as jy doen. Iets wat jou dalk geestelik gaan kos gee. Die goeie nuus, vandag, Jesus stop by jou. Jesus stop by jou vandag. En al is jy
geestelik blind, vra Jesus vir jou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hoe gaan jy antwoord? Gaan jy sê, Jesus, daai gebed wat ek al jare lank bid, asseblief gee dit vir my. Gee my daai goue muntstukkie. Gee my asseblief dat ek beter is as daai persoon wat in daai hoekie is en so korrup is. Dan is ons eintlik maar net 'n blinde bedelaar wat sy vra vir 'n goue muntstuk. Dit wat ons al lank al vra vir die Here. Maar is ons bereid om soos hierdie blinde man geestelik sienend te wees en vir Jesus te vra, Here, genees my. Ek wil graag weer sien. Ek wil graag weer 'n hemelse sig hê, sodat ek kan raak sien wat vir U belangrik is in my omgewing en konteks. Mag ek asseblief weer begin raak sien waar U wil hê ons moet U liggaam wees in die omgewing waar ons is. Mag ons nie oor die mense wat onderdruk word loop om by iemand uit te kom wat belangriker is as wat ons is nie. Maar mag ons vandag in die hemelse oogarts instap, mag ons die hemelse oogtoets sê en mag Jesus ons blindheid genees. Mag ons hier uitstap met sienende oë, met God se oë, om te vra, Jesus, waarvoor wil U hê, moet ons stop. Mag ons vandag hier uitstap en ons geestelike blindheid agterlaat. Maar mag ons soos Jesus hier 'n voorbeeld wees. Mag Jesus ons voorbeeld wees om in ons blindheid te genees. En as jy nie dink jy is blind nie, miskien is dit juist wat ons vandag moet vra, Here, genees my blindheid. Tweedens, mag ons dan ook dieselfde prioriteite hê as Jesus. Om nie net by die mense te stop wat ons dink belangrik is nie, maar ook dalk by die mense te stop wat vir Jesus belangrik is. Want die mense wat deel is van God se koninkryk. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om die woord oop te maak en te weet U is die een wat 'n lewende Heer is en wat U woord vir ons uitlê. Here, soms lees ons die woord en ons lees dit al vir jare, maar soos ons soms ook raak ons geestelik blind. Ons hou aan lees en doen, maar daar word nie verandering, daar gebeur nie verandering in ons lewe nie. Here, laat die Gees ook daai verandering in ons lewe bewerkstellig. Laat dit nie van ons mense afkom nie, maar laat U deur U lewendige Gees wat in ons lewe gedeponeer is, ons blindheid herstel, sodat ons met U oë kan kyk na die wêreld. Laat ons die regte prioriteite hê. Laat ons hemelse, goddelike prioriteite hê, wat Jesus hier vandag vir ons 'n voorbeeld is. Dankie dat U 'n God is wat goed is, genadig is, wat ons blindheid genees. Al gaan ons dalk môre en oormôre weer blind raak. Laat ons elke dag instap in die hemelse oogtoets in, om te vra, Here, genees my van my blindheid. Laat ek kan raak sien wat U wil hê ek moet raak sien. Laat ons U koninkryk kan bewerkstellig, kan laat kom, kan laat versprei soos 'n veldbrand, waar ook al U ons geplaas het om te wees. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Baie bedankie dat jy ingeskakel het. Sien mekaar volgende keer. Totsiens. Wat 'n lekkerte om so te kan luister na die woord te kan hoor en uitgedaag te word. En die belangrike natuurlik is nou, wat gaan ons hiermee maak? Die hande en voete van die woord. Soos ek en Stefan altyd sê, dis 'n kyk en doen bediening. Dis nie net kyk en luister en doen niks nie, want geloof moet oorgaan tot dade. En dankie ook dat jy ook ons bediening ondersteun, wat die Here se bediening is, dit moontlik maak, dat dit landwyd en wêreldwyd kan versprei. Dankie vir jou finansiële ondersteuning, dankie vir jou gebede, dankie vir jou aanmoediging. En ons wil regtig vir jou aanmoedig, versprei hierdie asseblief, kom ons kry die woord by meer mense uit. Dit is ons hart, dit is die hart van ritme, die woord by soveel mense as moontlik. En die week is al reeds vir my lekker om te langs Johan Smit, my vriend, kan staan, maar mag jou week ook lekker wees.